is dan 11 Junie vanmôre 2026, lesing 35 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ons is nog steeds besig met Johannes, die skrywer van die Evangelie van Johannes. Hy is ook die een wat hierdie groot boek aan die wêreld gebring het deur die leiding van Vader en deur 'n profeet omtrent 180 jaar gelede, Jacob Lorber. En ons lees nou verder wat hier gebeur in Yeshua se teenwoordigheid. Opskrif: Zorel as moordenaar van sy moeder, hoofstuk 69. So dit wat ons van hom gelees het, hy is erg, hy is 'n dief, hy is 'n rower, hy is 'n leienaar. Hy regverdig hom in alles. Hy het jong kinders 'n slawehandel gedryf met hulle. Hy het van daai kindertjies 5 van die meisies dood verkrag. En nou kom hier nog 'n ding wat sommer in die opskrif al klaar iets ergs is. Nou sê Johannes die skrywer, ja, later het jy dit gedoen. Dit beteken hy het berou gekry, mos het hy gesê, toe hou hy op met sy slawehandel. Maar nie soseer omdat die meisies dood is nie, maar omdat hy eintlik nie wins kon maak uit hulle uit nie. Maar in die begin het jy jouself gedra soos wat ek dit aan jou vertel het, dat jy egter slegs in geringe mate die meisies sou misbruik het, is ook nou nog 'n grove onwaarheid. Slegs een van hulle het jy ietwat sagsinniger bygedam, en dit was die laaste, toe jou ellendige geilheid alreeds te kort geskiet het. Die eerste 4 het jy nie in die minste ontsien nie, maar ontsettend misbruik. Kan jy dit teenspreek? Kyk, jy swyg en beef. Die meisies het daarna 'n baie gevaarlike uitslag gekry, wat gemaak het dat hulle vroeër gesterf het. Dit was 'n dodelike, seksueel oordraagbare siekte. Maar ook daarvan was jou geilheid die eintlike en enigste oorsaak. Maar hierdie hoofstuk is verby, nou gaan ons na 'n volgende. Nou, vir die nuwe mense, ek sien nie heel wat nuwe mense hier, julle sal nou nie hierdie goed kan dadelik verstaan sonder die voorafgaande hoofstukke nie. So ek gaan net kortliks opsom. 'n man het daar by ons meester Yeshua aangekom, en jy kon sommer van die eerste oomblik af agterkom dat die ou is 'n deurtrapte, niks werd, deugniet. Hy is net daar om uit mense uit te kry wat hy kan. Hy het gesteel, hy het al die goed gedoen, maar toe wil almal hom veroordeel. Toe sê Yeshua, nee, kom, ons kyk, hoe lyk hierdie mens as ons hom in 'n magnetiese slaap sit, en ons vat hom op 'n rit in sy innerlike. Dit beteken hy gaan van sy vleeslike verstand na sy siel toe. En dan herken sy siel alles binne in hom, herken al sy foute, en die ouwe dan berou in daai toestand, maar hy is nou in 'n slapende toestand. En dan vat Yeshua hom verder tot in sy geestelike mens. En almal van ons het 3 sulke mense. Ons is liggaam, siel en gees. En daar het hy verstommende wyshede kwyt geraak. Wat hy wel geweet het, as hy wakker word, gaan hy die goed nie meer onthou nie. Maar daar bly so effense geestelike vonkie agter wanneer hy wakker word. En dit is dan die rede hoekom dit gedoen was, sodat daar verbetering kon intree in hierdie man se lewe. Sirenius in die vorige hoofstuk wou hom sommer ter dood veroordeel vir al hierdie goed wat hy gehoor het, en wat hierdie ou herken het. Sê Yeshua, wees nou rustig, jy het nie 'n eed gesweer aan die Romeinse gode nie, want hulle bestaan nie. Jy is nou hier by my, en ek is die een aan wie jy trou moet bly. En Sirenius in sy posisie as hoofregter van Klein-Asië het dadelik ingestem, want hy het vir Yeshua baie lief gehad van geboorte af. So dis waar ons nou trek. Johannes moet nou al hierdie man se groot sondes, moet hy openbaar, en die enigste manier hoe hy dit kan openbaar is deur die gees van Yeshua wat in hom werk, sodat hierdie sondes nou in sy wakker toestand vir hom soos 'n groot oordeel gaan voel.
En dit is die hele doel daarvan, sodat hy berou kan kry en dit vergewe kan word. Weet jy vers 2, wat jy nog meer op jou gewete het, is weliswaar iets waarvoor jou wil weer nie aanspreeklik is nie, maar die daad en sy gevolge is. Daarom moet 'n mens nooit iets in toorn doen nie, want die dade wat in toorn gebeur, toorn is woede, word altyd deur die bose gevolge soos 'n skadu op die hakke gevolg. Kan jy jou nog herinner wat jou reaksie was, toe jou moeder Agla, wat 'n heel verstandige vrou was, jou ernstig die Lewiete voorgelees het oor jou liederlike streke en jou gewetenlose vriende? Nou sê Sorel, o Gode, ek herinner my nog wel iets vaagweg soos uit 'n droom, maar baie kan ek nie meer daaroor vertel nie. Sê jy dit dus maar, jy is tog aan die woord. Ek weet wel dat ek nooit met 'n vooropgesette plan iets kwaads gedoen het nie, maar vir wat ek egter in my drif doen, kan ek nie instaan nie. Ewemin as 'n tier iets daaraan kan doen, dat hy 'n bloeddorstige, verskeurende dier is, sê jy dit nou maar. Hier val hy maar weer terug na die dier mens toe, en hy regverdig sy woede. Johannes sê, daaroor sal ons dit eers later hê. Maar toe het jy 'n pot, wat op 'n bank gestaan het, gegryp, en met geweld na die kop van jou moeder geslinger, sodat sy bewusteloos op die grond geval het. Jy het toe, in plaas van jou moeder by te staan en hulp te verleen, die ponde goud waarvan jy bewus was, weggevat, en jy het op 'n seerowerskip hierheen gevlug. Daarna maak jy 'n paar jaar lank die skone seerowers handewerk mee, wat ook die aanleiding vir jou was om slawehandelaar te word. Jou moeder sterf egter nie lang daarna nie, ten dele weens die gevolge van 'n swaar kopwond, en ten dele uit verdriet oor jou onverbeterlikheid. En so het jy naas vele ander sondes, ook die van moedermoordenaar op jou gewete, en as kroon op jou talle slegte dade, rus daar op jou hoof 'n baie bittere vloek van jou vader, ewe as van jou broers en susters. Nou is jy heeltemal ontmasker. Wat sê jy nou as suiwer verstandsmens van dit alles? Nou Sorel sê, wat moet ek daaroor sê? Wat gebeur het gebeur, en dit kan nie meer ongedaan gemaak word nie. Nou sien ek baie van my vroegere dade in, dat hulle baie verkeerd was. Maar wat het ek aan hierdie insig? Jy kan dit vergelyk met 'n tier wat die mense verander het in 'n verstandige mens, sodat hy kan sien watter bloedige gruweldade hy gepleeg het. Wat baat dit hom? As hy die gebeure ongedaan sou kon maak, sou hom beslis alle moontlike moeite daarvoor getroos het. Maar wat kon hy tydens sy bestaan as tier daaraan gedoen het, dat hy nou juis 'n tier en nie 'n lam is nie? Op daardie punt is ook die berou oor 'n bose daad, en die beste wil om dit weer volledig goed te maak, net so nutteloos soos die dwaase inspanning, om van 'n vergane dag weer 'n komende dag te maak. Ek kan wel vanaf hede 'n heel en ander beter mens word, maar daar waar ek 'n slegte mens was, kan ek my onmoontlik beter maak as wat ek was. Moet ek dalk bitter trane van smarte stort, omdat ek soveel slegte dade begaan het? Dit sou tog net so belaglik wees as wanneer 'n mens geworde tier die bitterste trane van berou sou wou vergiet, omdat hy vroeër 'n tier was. Hierdie man het glad nie geluister wat Joshua vir hom gesê het nie, dat die mens op aarde geplaas is vir 'n baie groter doel, as om net te eet en te ontlas. En hier is hy weer terug by sy ou argument, as ek dan nou 'n tier geaardheid gehad het, hoekom moet ek nou daarvoor verskoning vra? Maar ek herhaal dit net weer, vir ons mense, elke ene wat geskape is na sy beeld, het hy die siel in ons geplaas met 'n vonkie van sy gees. En dit maak dat ek en jy 'n godsbesef het, dit maak dat ek en jy 'n gewete het, en dit maak dat ek en jy 'n vrye wil het. Dit beteken ons kan onderskei tussen reg en verkeerd.
en ons kan besluit of ons die regte ding of die verkeerde wil doen. Hierdie man is baie op hoogte van die wette en die geregtelike posisie waarin hy moet wees en wat hy nie is nie. Het is nie dat hy nie weet wat is reg en verkeerd nie, maar hy is hardnekkig om te erken dat hy verkeerd was. Hy beskuldig vir vader, hy beskuldig sy opvoeding, sy ouers, orals beskuldig hy iemand anders. En nou beskuldig hy sy woede, en hy sê, as ek in woede my ma doodgemaak het, hoe kan ek aanspreeklik gehou word daarvoor? Dis belaglik. Nie eers in vandagse regstelsel, as jy 'n misdaad pleeg, sê nou maar 'n moord in woede, dan word jy gestraf. Dit is nie 'n verskoning nie. Nog minder as jy besope was of dwelms, dit is nog steeds strafbaar. So ons gaan verder met hierdie man se lewe, want ons kan hieruit lesse leer. Dis die doel hoekom Joshua vir ons vra om hierdie goed te lees. Hoofstuk 70, Sorel regverdig sy karakter. Ek het vanaf my geboorte 'n opvleiende karakter besit. In plaas van om met 'n sagte en verstandige opvoeding 'n verbetering daaraan te bring en my verstand soveel moontlik te ontwikkel, probeer mense my met alle straf wat daar is te verbeter. My ouers was altyd my grootste kwelgeeste. As hulle verstand met goeie wil gekombineer het, dan sou hulle van my 'n engel van die Judeërs kon gemaak het. Maar met die talle strawwe het ek 'n tier geword. En by wie lê die skuld dat ek 'n tier geword het? Ten eerste kry ek, voordat ek verwek en gebore is, nie 'n geleentheid om wyser ouers uit te soek nie. En ten tweede was ek na my geboorte sekerlik lank nog geen Plato of Frigius en glad geen Sokrates nie. Dit is nou hoogwyse aard wêreldse mense nie. En daarom kon ek myself nie opvoed nie. Maar wat moes dan toe gebeur het om van my 'n goeie mens en nie 'n tier te maak nie? Ek beskou jou as wys genoeg om op hierdie vraag sonder meer 'n goeie antwoord te kan vind. By julle Judeërs vind julle altyd plekke waar mense lewens deur bose geeste beset word. Net enkele weke gelede het ek een daarvan by die Gadareners gesien. Nou hier verwys hy na die besetene van Gadara, waar Joshua 'n legioen duiwels uit hom gejaag het, en wat hierdie ou so sterk was, dat niemand hom kon vashou nie, en dis waar die duiwels toe in die varke ingegaan het, en die varke het oor die kraans in die see gespring. Net enkele weke gelede het ek een daarvan by die Gadareners gesien, en hy moes nog die beste gewees het, want die ander, wat net in die donkerste nagte bly, moes haas besete wees deur hele Joodse duiwel. Die dagduiwel was egter vir geen kleintjie vervaard nie, want hele hordes mense kon niks met hom uitrig nie. Die dinge wat hy gedoen het, was huiweringswekkend en om hoendervleis van te kry. As hierdie genoemde besetene nou moontlikerwys van sy kwaal genees sou kon word, vertel my dan eers watter os van 'n menslike regter dan so blind en dom sou kon wees om die geneesde mens met alle ontsettende gruwels te toon wat hy tydens sy besetenheid gepleeg het en hom aan te maan tot trane van berou en die belofte van beterskap. Kon die mens dan iets daaraan gedoen het dat hy tydens sy besetenheid die gruweldade gepleeg het? Sê my wyse vriend, van 'n groot hoogte val 'n swaar stuk rots en dood benede daar waar dit neerval. Toevallig 20 mense wat daar aanwesig was. Waarom moes dit gebeur? Wie is skuldig aan hierdie ongeluk? Stel nou die denkbeeldige geval dat daar 'n magtige towenaar verbykom, wat uit die rotsblok op die wyse van Deucalion en Pyrrha 'n mens maak, begiftig met alle begrip en verstand. Dis nou maar sy verwarde gode denke wat vir hom hierdie goed opwek. Terwyl die nuwe mens daar so gesond en wel staan, kom daar 'n wyse en barmhartige regter verby en sê vir hierdie mens, kyk nou tog eers snootaar,
dit is jou boosaardige werk. Waarom val jy as rotsblok so gewelddadig op hierdie 20 mense? Bewys jou onskuld, of jy kan vir hierdie daad die vreeslikste straf verwag. Wat sou die nuwe mens dan wel vir die dom regter sê? Niks anders nie as, kon ek as swaar rotsblok wat geen bewussyn gehad het nie, iets daaraan gedoen het, dat ek ten eerste ergens op 'n bepaalde hoogte deur 'n onbekende krag geskei geword het van die res van myself, en ten tweede dat ek so ontsettend swaar was, en het ek ten derde op enige wyse hierdie verpletterende mense miskien geroep, om hier te wag tot ek na benede sou val, en hulle almal sou dood. Jy sal nou hopelik begrip hê vir die hoogs onverstandige beskuldiging van hierdie nuwe mens, deur 'n superslim regter, maar tevens miskien ook daarvoor dat ek, wat nou pas uit 'n onbehoue blok 'n nuwe mens in wording is, ewemin skuldig is aan al my slegte dade, as die so ewe beskrewe rotsblok mens. As jy egter geen dom regter wil wees nie, bereg my dan volgens die geregtigheid van die suiwere verstand, en nie wys volgens die wyse pretensies van jou hier meer nie. Wees 'n mens, soos wat ek ook nou 'n mens is. En al wat ons nou maar kan doen is, jy kan net jou kop skud vir hierdie ou se wysheid, wat eintlik absolute wêreldse dwaasheid is, of kom ons noem dit geestelike dwaasheid is, maar in die wêreld is so 'n redenasie word aangeprys. Dit is 'n baie slim redenasie. Maar ons lees verder wat Yeshua vir Johannes ingee. Die opskrif van hoofstuk 71, Sireneus se verwondering oor Zorel se skerpsinnigheid. Sireneus is nou die regter. Johannes begin oor hierdie treffende woorde van Zorel dieper na te dink, en vind dat dit nie ongegrond is nie, en hy rig hom stil in sy hart, met die vraag tot my, wat hy nou hierna nog verder met die man moet doen, omdat die hom duidelik bo die kop begin uitgroei. Maar ek, Yeshua, Jesus, sê vir Johannes, gun hom nou 'n bietjie tyd, dan sal ek net soos tot nou toe, wel in jou hart en op jou tong lê, wat jy verder met hom moet bespreek. Dit doen Johannes dan ook. Sireneus, wat die verweer van Zorel met groot aandag aangehoor het, sê vir my, Meester, ek moet hier openlik toegee, dat hierdie man 'n heel merkwaardige wese is. Dit lyk gewis of hy nou selfs die wyse Johannes behoorlik tot nadenke gestem het. Kortom, ek byvoorbeeld sou nou heeltemal aan die einde van my Latyn gewees het, en as regter hom van al sy skuld moes kwytskelp. Dit is vir my egter gewis onverstaanbaar, waar hierdie man, wat in sy dade so groot ellendeling is, so oortuigende skerpsinnigheid opgedoen het, dat mense soos byvoorbeeld die owerste Stahar en ook Zinka, baie skerpsinnig tot hulle voordeel kon praat, voordat hulle nadere kennis met U gemaak het, is verstaanbaar, want dit is egte geleerde mense, en hulle het in baie ander sake groot ervaring, maar hierdie mens was nog altyd 'n boef van die eerste water, en dan tog hierdie skerpsinnigheid. Ag, so iets het ek in my hele lewe nog nie teëgekom nie. O Meester, Yeshua, sê tog vir my hoe hierdie mens daaraan kon gekom het. Dan verduidelik Yeshua vers 5, so onderontwikkel was hy nooit gewees nie, want die Grieke was tog altyd nog die beste advokate in Rome. Hulle ken die meedoenlose skerpte van die Romeinse wette en bestudeer dit daarom ongelooflik presies om, wanneer hulle deur 'n regter vir die een of ander vergryp tot verantwoording geroep mag word, altyd met 'n suiwere teenwoord klaar te staan. En hulle wat van plan is om die staat op grove wyse te bedrieg, het hulle die staat en mensregte al heeltemal goed ingeprent, en ook die geskrifte van verskillende wysgeere.
uitermate intensief bestudeer. En tot die soort behoort hierdie Zorel ook. Voor die ekstatiese slaap sou hy egter ook nie met so gerigte skerpsinnigheid gepraat het nie, maar deur hierdie slaap het sy gees 'n sekere nawerking in sy siel agtergelaat. En daarom gee dit nou so 'n skerp kritiek. Die skerpsinnigheid sal egter gou weer verlore gaan, as hy hierna weer sou terugval in die ou lewenssweer. Hierdie behandeling maak hom egter steeds skerper van oordeel, wat ek ook spesiaal ter wille van my leerlinge toelaat. En ook vir ons, wat vandag 2000 jaar later hierdie goed lees, sodat hulle en ons met hierdie geleentheid iets kan proe van die grootste denkbare skerpsinnigheid van die menslike wêreldse verstand, wat baie heilsaam vir hulle is, want hoewel hulle baie deemoedige mense is, en 'n hart besit wat al baie verstandig is, het hulle tog so nou en dan bietjie selfgenoegsame gedagtes, en ten opsigte daarvan is so 'n mens 'n voortreffelike steen des aanstoots. En dit is maar so, in elkeen se hart kom hierdie woord wat hy nou hier vir ons gee, selfgenoegsame gedagtes. Ons dink ons is nou net die, wat sê mens, daar's 'n spreekwoord, die kat se snor. En ons is nou geestelik so goed en so verhewe bo alles. En dan sê Joshua, moet ek vir julle so 'n man stuur. En dan kom jy eers agter hoe swak jou wysheid is. En hoe ver jy tekort kom met woorde om hierdie tipe wêreldwyse mens te antwoord, dat hy tot bekering kan kom. Johannes het my reeds in sy hart gesê dat sy wysheid hier tekort skiet, en die ander leerlinge pyns en pyns oor wat dit tog sou mag beteken. Maar ek laat hulle nog 'n klein rukkie nadink, sodat hulle self beter kan leer ken. As hulle bietjie dieper in hulle self gegrawe het, sal ek wel weer vooruit help. Maar hy sal hulle nog wel soveel moeite besorg, dat hulle self almal geweldig agter die ore sal begin krap. Daarna sal hulle weer 'n stap verder kan neem. Nou sal ek egter Johannes se tong weer losmaak, en dan sal hy opnuut begin praat. Let daarom nou maar goed op. So die volgende hoofstuk gee dan vir ons insig in hierdie verhaal wat net verder gaan. Belangrik om daarop te let dat dit nie Johannes is wat praat nie, maar alhoewel dit sy stem sal wees, is dit Joshua wat deur Johannes praat. Net soos Joshua nou in hierdie tyd deur elkeen van ons kan praat, wat 'n ware hart het wat aan hom toegewy is, dan mag hy jou beset en hy mag in jou ingaan en hy mag jou woorde in die mond lê, wat die persoon voor jou sal laat omdraai van sy verkeerde weë. En dit is tog ons almal se grootste begeerte, dat ons, wanneer ons praat, dat ons nie nonsens praat nie, maar dat ons geestelike waarhede voortbring. So ons gaan dan môre verder met hierdie les, wat vir ons net so belangrik is, want as daar vandag nou iets is waarvan die wêreld vol genoeg is dis van skerpsinnige wêreldmense. Hulle is so slim, hulle het soveel grade en geleerdheid, en hulle beredeneer alles vanuit die vlees, en hulle kom nie by die geestelike vlak nie, en daarom as jy in die wêreldsaardse vlak bly, gaan jy hulle nie kan, jy gaan hulle nie ombou nie, hulle is net te slim. 'n Mens moet hulle van die gees se kant afvat, en die enigste een wat dit vir jou kan moontlik maak is Joshua self, as jy hom toelaat. Dink maar aan hierdie mense met hulle doktorale en groot grade en intellektuele reuse.
Maar hulle is eintlik almal, as jy hom regtig geestelik beoordeel, dan sê hy dwaas. Die meeste van hulle glo glad nie in 'n God nie, hulle is almal ateïsties gesind. Baie dankie.